Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hoejeberg van die Kruistriomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Ja, hy gaan kom. Wees verseker. Kom ons bid. Baie dankie Vader dat vir ons weer eens geleentheid het om te kan delf in die dierbare woord wat u vir ons al gegee het en wat die Gees vir ons lewendig gemaak gaan word. Help ons om te verstaan wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Die eerste hoofstuk van die boek Petrus, deel 3. Kom ons begin by die versie waar ons laas opgehou het. Vers 6. Daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is. 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Nou voor ons gaan kyk wat daai beproewinge vir jou bring. Hoekom sê die woord as dit nodig is? Om 'n eenvoudige rede, en ek sê dit baie, lees jou Bybel, lees jou Bybel, lees jou Bybel. Jou Bybel is die bloudruk vir jou lewe. Die Bybel is God se woord vir jou lewe. Die Bybel is God se rigting vir jou lewe. Bybel is die pad, wys die pad aan wat jy moet loop. As jy die Bybel in jou hart inneem en jy glo die Bybel en die Bybel is vir jou die maatstaf van alles, dan word die beproewings baie minder. Dan het God nie nodig om jou in 'n posisie te plaas waar jy nie behoort nie. Net om jou nader te bring na hom toe nie. Hy het dan nie nodig om jou deur 'n beproewing te stuur sodat jy 'n waarheid moet leer wat in elk geval in sy woord is. En daarmee sê ek nie dat jy nooit, want ons sal nooit volmaak wees nie, ons sal nooit op die vlak kom waar ons absoluut 100% reg is met alles nie. Maar daaruit kom ons dat beproewings, verdrukkings kan minder word as ons meer luister na die woord van die Here. En daaroor is, we lees die Bybel. Nie 'n versie hier en 'n versie daar en 'n versie onderste bo en 'n versie in die oggend en 'n versie in die aand nie. Lees die Bybel in sy geheel en laat toe dat die Heilige Gees vir jou dit duidelik maak. Val die briewe van Paulus. Baie mense is 'n week gered, dan sukkel hulle met Jeremia en Jesaja. En veral klaagliedere van Esegiel. Nee, kry die briewe van Paulus onder die knie. Romeine tot Filemon. Daarmee sê ek, jy moet nie die ander lees nie, ja, lees hulle. Maar bestudeer die briewe van Paulus, totdat die leerstellings wat gestel is in die briewe van Paulus in jou hart vaslaan, met krag en oortuiging, en dat jy weet hoe om verantwoordelikheid te gee vir die geloof wat in jou binneste is. Maar ten spyte daarvan dat ons die Bybel ken, ten spyte daarvan dat ons die woord van God onder die knie het, gaan daar verdrukkinge wees. En wat is die doel van verdrukkinge? Vers 3. Sodat, daar is een van die mooiste woordjies in die Bybel, sodat, God gee 'n klomp dinge wat verbygaan, en dan sê hy, al hierdie dinge het gebeur, en al hierdie dinge is gesê, sodat jy iets moet leer. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud. My vriend, jou geloof is baie kosbaarder as goud. Jou geloof is baie kosbaarder as jou verhouding met jou vrou. Jou geloof is baie kosbaarder as jou verhouding met jou kinders. Jou geloof is baie kosbaarder as jou verhouding met jou buurman en ander gelowiges. Hoekom? Want jou geloof koppel jou aan die God van die heelal, die skepper van alles. God die Vader. Kom ek lees dit weer. Baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid. Jou geloof word deur vuur gelouter. Om een enkele rede, luister wat ek sê, vriend, vriendin. Om een
enkele rede, en hier staan dit, dat het vasstaan by die openbaring van Jesus Christus. Weet jy, ek luister na 'n prediker, ek dink nou net wil daar net terloops daaraan. Hy sê, hoekom is die kerk so swak, so magteloos, so ruggraatloos? Want die fokus is op die kerk. Wat Christus vir die kerk gedoen het. Wat die kerk vir ander kan doen. Wat die kerk vir homself kan doen. Het is altyd net die kerk, die kerk, die kerk. Maar as ons die fokus terugsit op Jesus Christus, die gekruisigde, ons geloof op die fondasie van Jesus Christus, die gekruisigde plaas, ons geloof terugsit op dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En ek het 'n vriend wat baie graag sê, ons moet onthou, dis nie die houtkruis nie. Daar's 'n liedjie wat ook sing oor die houtkruis. Dit gaan nie oor die hout nie. Dit gaan oor die boodskap. Die kragtige boodskap van Christus aan die kruis, waar hy uitgeroep het, nadat hy die prys betaal het, dit is volbring. Jy moet dit maar vir lief neem, ek sien die boodskap van die kruis. Die symbool van die kruis, die bloed van die kruis. Dit wat Christus gedoen het, sien ek in elke versie in die Bybel, sien ek in elke omstandighede in die Bybel. En wanneer ons die fokus wegneem van ons huisprobleme, van ons werksprobleme, van ons omstandighede, van my kar, van my vriende, van al hierdie tipe van dinge, as ek die fokus draai, en ek sit die fokus op Jesus Christus, die leidsman en voleinder van my geloof, dan word my geloof kosbaarder as goud. En wanneer Jesus Christus terugkom, is dit nie my verhouding met my kinders, my verhouding met my vrou, my verhouding met my werk, my verhouding met die kerk, wat gaan maak dat ek gaan hoor, kom op hierheen. Dit gaan wees my geloof. Broer, suster, glo jy? Is jou geloof kosbaar? Is jou geloof op die kruis van Golgotha? Is jou geloof in Christus Jesus? Kom ons gaan aan met die skrif. Vers 8. Vir wie julle, en hier kom iets baie moois, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. Jy het Christus nog nooit gesien nie. Nou kom die ouens wat sê, die Here verskyn gereeld aan my. Nee, 1000 maal nee. En ek weet ek is binne die skrif. As jy 'n visioen het van Christus, dan sien jy die Heilige Gees, want die Heilige Gees is op aarde om Christus te verheerlik, om Christus aan jou duidelik te maak. Hoekom verskyn Christus nie aan jou self persoonlik nie? En ek sê nie hy kan nie, hy is God, hy kan dit doen. Maar die Bybel sê hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy gaan terugkom. Hy kom nie elke dag terug nie, hy verskyn nie elke dag op aarde nie, hy kan as hy wil, maar die Heilige Gees, die Trooster, is gestuur om hom op aarde te verteenwoordig. Met ander woorde, enige visioen van Christus het ek te doen met die kosbare Heilige Gees. So kom ons kom terug na die woorde, al het julle hom nie gesien nie, ons het hom nie gesien nie. Nou sê die skrif op een of ander plek, hy sê, hoe kan jy, en ek dink ons gaan dit lees ook hier in Petrus of in Jakobus, hoe kan jy sê dat jy God lief het, wat jy nie gesien het nie? Maar jou broer wat jy sien, die haat jy, die verag jy, die minag jy. Die Bybel sê ons moet die een die ander hoër ag as homself. Nou het ons baie woorde om te sê.
Ag, daai ou. Jy weet, as hy maar net die Bybel ken soos ek hom ken. Ag, daai ou. As hy maar net wil wakker word. Daai ou. Nee, wat ek wil niks van hom te doen nie. Dis nou 'n sleg man. Maar ons sê, halleluja, ons het die Here lief. Ons sê, hy is die beminde van my siel. Ons sê, al hierdie dinge. Maar ons haat ons broer. Dan lieg jy, en jy het jy God nie lief nie. Maar kom ons gaan aan, hy sê hier, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. Waarin glo jy? Glo jy in openbarings? Glo jy in manifestasies? As die Here hom aan my openbaar, sal ek glo. Nee, ek glo. Maar as die Here hom aan my openbaar, sal ek weet. Want weet jy, daar's 'n tyd wat jou geloof oorgaan in wete. Ek weet dat ek gered is. Ek weet dat ek weet dat ek is weergebore kind van die Here. Op pad hemel toe, die hel wil my nie hê nie. Ek het nie nodig om te wonder of ek gered is nie. En as jy wat na my kyk wonder, Here, is ek regtig gered, is ek regtig wedergebore, dan wil ek vir jou sê, is jy nie gered nie, en as jy nie weergebore nie, dan moet jy by die kruis uitkom, dat die bloed van Christus jou was. Nie sommer net 'n gebed gaan bid, en sê, ag Here, ek glo, en ek neem U aan, en kom in my hart, en was my, maar waaragtige belydenis van sonde, 'n waaragtige bekering van die ou mens, 'n waaragtige aanvaarding van die prys wat Christus op die kruis betaal het, en 'n waaragtige vraag na die Christus my was met die bloed. Dan kan ek sê, ek glo in hom. Kom ons lees die versie weer. Vir wie julle, al het julle hom nie geken nie, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. My broer en my suster, jy sê altyd opgewonde nie? Jy sê altyd bly en jolly nie? Ek is 'n week agter die rug wat ek nie baie blydskap gehad het nie, om 'n eenvoudige rede. Ek was siek en die siekte was in my kop, en my kop was te mekaar en ek het nie goed gevoel nie. Ek voel vandag goed. Maar ten spyte van hoe jy voel, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jou verdrukkings, die feit dat jy glo in hom, die feit dat hy jou verlosser en saligmaker is, vervul jou met 'n onuitspreeklike blydskap. Ek kan ongelukkig voel as my kar stikkend is. Die skrif sê, ek moet my verbly in alle omstandighede. Ek moet dankbaar wees in alle omstandighede. Dit beteken nie ek moet dankbaar wees omdat my kar stikkend is nie. Dit beteken nie ek moet dankbaar wees omdat daar nie kos in die huis is nie. Dit beteken ten spyte van die feit dat die kar stikkend is, ten spyte van die feit dat die kos min is, ten spyte van die feit dat ek nie lekker voel nie, ten spyte van die feit dat dit so warm is, dat die kraaie gaap, verbly ek my in die Here, omdat hy my siel gered het. Ek is verlos, ek is op pad hemel toe. Christus het my verlos. En hoekom het ek 'n onuitspreeklike blydskap? Hoekom het ek 'n blydskap diep in my binneste, wat geen mens kan bepaal nie? Hoekom het ek 'n heerlike blydskap? Om die einddoel te verkry van my geloof, die saligheid van my siel. Luister wat sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Nou weet ek het nie lang gepraat vandag nie, maar ek wil graag met hierdie skrif, die volgende skrif waar jy mee afsluit, maar dis die skrif waarmee ek in deel 4 weer gaan begin. Vers 10. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir hulle bestem is,
ondersoek en nagevors. So met die volgende uitsending gaan ons begin by hierdie skrif. Ons gaan dit ondersoek en navors wat hierdie geloof werklik is, wat hierdie genade werklik is. En ek kan hier nou al sê, u weet, genade is onverdiend. Dis nie, ons verdien dit nie. Luister mooi, geloof red nie. Maar geloof bring jou in aanraking met God se genade. En genade red jou. Nie jou werke. Genade red jou. Is jy gered? Pragtig. Baie dankie Here dat genade ons red. Baie dankie Vader dat u Christus kruis toegestuur het, sodat genade beskikbaar kan wees vir ons. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en wees hierdie week, of hoe lang dit gaan vat voor ons weer gaan gesels, lief vir jou medemens, sodat jy kan bewys dat jy lief is vir God die Vader. In Jesus naam, amen.